1 Konings hoofstuk 19. Wil ons jou uitnooi om saam met ons te lees. Maar voordat ons begin, kom ons sit so en ons vra die Here se seën oor sy woord en sy woord binne in ons harte. Kom ons bid saam. Here Jesus, die opening van u woord bring lig. Dit maak die eenvoudige verstandig. Here, help ons vanmôre om wysheid van u te kry, om ons krag by u te kry, soos ons nou nog gesing het, as ek sit aan Jesus voete. Dis daar by u, Here, waar u vir ons krag gee. Here, ons is aan die einde van 'n jaar en daar is baie wat moeg is. Ek wonder as ons vir elkeen 'n geleentheid sou gee om te vra, hoe het hierdie jaar jou hanteer? Hoe het die duiwel jou hanteer en op jou neergesak in hierdie jaar? En al die aanslae wat daar is en was. Here, dat ons so aan die einde van die jaar agterkom dat baie is moeg. Maar u woord sê vir ons daarin, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Maar Here, in die tyd waarin ons leef, gaan dit baie swaar. Ja, daar is ander wat dit baie erger het, as ons kyk na die vloede wat daar is, aan die tsunamies, aan die winde wat waai, die tornado's wat daar is en plekke vernietig, aardbewings, vulkane ensovoorts. Here, dan kan ons eintlik nie kla nie. Maar u weet, elke huis het sy kruis, elke familie, en ons het u nodig. Baie keer dan word ons moeg. Maar Here, dankie vir die voorreg dat ons 'n toevlug kan hê, 'n plek waar ons kan tuis en veilig voel. En dit is by die Here Jesus. Here, die kerk kan jou nie veiligheid bring nie. Die dominee kan ons nie veiligheid bring nie. Maar net die Here Jesus, Here, elkeen van ons, ook ek, is vanmôre so afhanklik van u. U self sê in Johannes 15 vers 5, wat ons gedurig deur ons self moet herinner, waar u sê, want sonder my kan julle niks doen nie. Here Jesus, ons het u vanmôre nodig in ons lewens. Sal u, o Gees van God, op ons vars salwing kom sit vir u werk. Here, ons is besig om af te skaal, geleenthede wat afsluit, maar die werk van die Here moet steeds voortgaan. Die gemeente sluit nie af nie. Siele werk sluit nie af nie. Dit sluit eers af by u koms. En dan sal u nog steeds verder gaan met ander. Maar Here, dat ons sal doen wat ons hand vind om te doen. Wanneer dit kom by die werk van die Here. Here, dat ons sal bid soos nooit van tevore. U sal soek soos nog nooit van tevore. U sal werk soos nog nooit van tevore. Ek dink van daardie liedjie en die teks wat sê, werk terwyl dit nog dag is, want amper is dit nag, en werktyd is verby. Here, sal u dan in hierdie môre ook kom, en 'n vuur slinger in ons harte, om besig te wees met u werk. Maar nou, Here, bevind ons onsself baie keer by hierdie gedeelte, in die woord,
En ons het nodig, Here, dat U ons sal optel. En ons aanbid U, ons vertroue is op U. Here, ons bid vir die gemeente. Ons bid vir elkeen wat hier sit. U ken elkeen se nood afsonderlik. U ken elkeen se begeerte. U weet hoeveel ouers is daar wat ween oor hulle kinders se siele vanmôre. Of kinders wat ween oor hulle ouers se siele. Of oupas en oumas wat ween oor hulle kleinkinders of agterkleinkinders se siele. Here, ons bid dat U sal voortgaan met U wonderlike werk. Here, ons wil kom bid vir die finansies van die gemeente. U sê daar in die woord, gedurig dink ons daaraan, beproef my, toets my. Of ek tog die vensters van die hemel sal oopmaak, en vir julle 'n oorvloedige seën sal uitstort. Here, U weet die werk van die Here. Kan nie aangaan sonder U, en sonder gemeentelede wat getrou is nie. En ek bid, Here, dat U in elke gemeentelid se hart sal werk, en besoeker. Here, U vertrou baie aan ons toe, maar dat ons sal teruggee aan U, wat U toekom. Dink so aan die woord wat sê, sodat daar spys in my huis kan wees. Here Jesus, ons bid, dat U op alle terreine sal voorsien. Ons vertrou U, met gesondheid, met alles. Kom lê ons voor U voete neer. En ons weet, U sal deurdra. U tot hiertoe gedra, en U sal ook verder dra. En nou, Here, spreek met ons, deur U woord. U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Ons lees 1 Konings hoofstuk 19. Die opskrif daar is Elia vlug vir Isebel en kom by die berg Horeb. Ekskuus. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hy het al die profete met die swaard gedood. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Judea aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dag reis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en hent 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En toe hy opgestaan en geëet en gedrink het, en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop het, tot by die berg
van God, Horeb, het hy het daar in 'n spilong gegaan, en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom, en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare gebreek, en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit, en staan op die berg, voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berg skeer, en die rotse wegbreek voor die Here uit. En die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, en die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai, en uitgegaan en by die ingang van die spilong gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op die pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram, en Jehu, seun van Nimsi, moet jy self as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy self as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hazael vry raak, hom sal jy doodmaak. En hom wat van die swaard van jy vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knegte wat nie voor Baal gebuig, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy het toe daarvandaan weggegaan, en Elisa, die seun van Safat, aangetref, terwyl hy aan die ploeg was, met 12 paar osse voor hom. En hy het self by die 12 paar osse was, en Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog toe my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek met jou te doen? Hy draai toe agter hom om, neem die paar osse en slag dit. En met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee, en geëet. Daarna het hulle hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Net tot sover dan hier uit die woord van die Here. As mens tema in die gedeelte sou sit, is daar 2 woorde wat telkens na vore kom, wat die Here dan met Elia praat, en hy vra vir hom hierdie vraag,
Elia, wat maak jy hier? Waarom is jy op die plek waar jy is? Ons lees in vers 9, die laaste vers, of die laaste woorde. Wat maak jy hier, Elia? Weer in vers 13, die laaste woorde. Wat maak jy hier? Elia, waarom hardloop jy? Waarheen is jy op pad? Wat pla jou? Elia was die profeet van die Here. 'n man wat gebruik is deur die Here. Kragtig gebruik, van lank tot hier. 'n man wat toegewyd was aan die Here. 'n man wat die Here kon vertrou met alles. 'n man wat gewerk het, hoe hy sê, ek het u gedien. Die God van die leerskaar het ek gedien. Maar ons kan agterkom aan die gedeelte, dat Elia is nie op 'n goeie plek in sy geestelike lewe nie. Want hy het die boodskap gekry, dat Agab se vrou hom wil doodmaak. En daarom was hy aan bevrees. En hy het as 'n ware die dood in die oë gestaar. Hy het vir die Here gearbei, maar nou, nadat hy die profete gedood het, kom die koning se goddelose vrou by hom, en sê, weet jy wat, jy het ons priesters doodgemaak, jy sal môre hierdie tyd, sal jy dood wees, klaar met jou. As ons lees, wat sê die woord van hierdie man? In Jakobus 5 vers 17 staan daar, Elia was 'n mens, net soos ek en jy. En hy het ernstig gebid, dat het nie moes reën, en het het op hierdie aarde vir 3,5 jaar lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die Here het reën gegee. Maar die skrif sê vir ons, hierdie man was 'n mens, soos ek en jy. Feilbaar. Afhanklik van die Here. En Isebel laat hom weet, jy sal sterwe. En vereens kom daar 'n benoudheid oor hierdie man. Want hulle soek my lewe. Is dit normaal om so op te tree? As jy hoor, die koning se vrou gee bevel dat jy môre hierdie tyd doodgemaak moet word. Is dit normaal om bietjie benoud te word? Ja, of as jy 'n dagvaarding kry, onmiddellik kom daar 'n benoudheid, of as jy 'n spiering ticket kry, dan kom daar so angs oor jou. En hier Elia, wat net gedoen het wat die Here wil gehad het, en daardeur is die bevel, jy sal sterwe. Vers 2 lees die volgende, daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia en sê, mag die gode so doen. Wat se gode van praat sy? Daar die gode wat Elia oorwinning oor gekry het. As ons lees in hoofstuk 18 vers 24, sê Elia vir hulle, roep julle dan tot die naam van julle God aan. En ek sal die naam van my Here aanroep. En die God, wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. En dan het Elia hulle begin spot, terwyl hulle tot hulle goed God geroep het. En hy het vir hulle gesê, roep harder, dalk slaap julle God. En hulle het hulle self begin sny, en die bloed het geloop. En hy het gesê, waar is julle God? Dalk is hy weg op vakansie. Waar is julle God? Die God waarvan hy vroeër gespot het. En ewe skielik, toe Isebel met hom praat, en hy sê vir hom, mag die gode so doen, daaraan toedoen. Sekerlik sal jy môre sulke tyd jou siel maak soos een van daardie Baalpriesters. Mag die gode, Elia, jy het nou in hoofstuk 18 'n geweldige oorlog gevoer
En die Here het daar die oorlog gewen met vuur uit die hemel. En hulle gode bewys as dood. En nou stuur sy die boodskap, mag die gode so doen. Wat se gode? Die gode wat dood is. En Elia se reaksie daarop, terwille van sy lewe het hy klaargemaak en weggegaan. En hy daar onder 'n besembos gaan sit, met die woorde, ek wens dat ek kon sterwe. Onder 'n besembos of waar onder 'n boom gaan sit, het ons ook 'n paar keer al in die Bybel gelees. Ons lees van Jona, dat toe hy moeg was en klaar was, toe het hy daar buite die stad gegaan en die Here het 'n boom laat opskiet en daar sit hy onder die boom en wag. Wat maak jy daar, Jona? Wat maak jy hier, Elia? Wat doen jy? In Numeri 11 vers 15 lees ons dat Moses het ook die woorde geuiter. Here, dit is vir my beter, vat my naam weg uit die boek van die lewe. Laat ek sterwe, dit is vir my beter om te sterwe, as om met hierdie volk te sit. En nou kom Elia met daar dieselfde woorde. Vers 4. Selfde dagreis ver in die woestyn gegaan, en daar onder 'n besembos gaan sit, en gewens, dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Het jy al op 'n punt gekom waar jy gesê het, Here, dit is nou genoeg. Ek kan nie meer nie. Dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders, ek is nie beter as ander nie. Raai wat, baie kinders van die Here kom ook op so 'n plek. Juist baie keer omdat ons kinders van die Here is, het jy 3 vyande. Die duiwel is jou vyand. Die wêreld gaan jou nie 'n applaus gee wanneer jy opstaan vir die naam van die Here en vir dit wat reg is nie. Nee, hulle gaan jou wil kruisig. Jou vlees is teen jou. Jou vyande, die wêreld, die Satan en jou vlees. Sodat jy op 'n punt moet kom en sê, Here, dis beter vir my om te sterwe as om te lewe. Ons sien hier 'n man wat net soos ons is, feilbaar, nietig, in afhanklikheid van God. Ons sien vir Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 9, 15 vers 9 sê hy, vir hulle ek is die elendigste. Ek is die geringste. Ek is nie waardig om apostel eers te wees nie. Psalm 39 vers 5. Laat my weet hoe verganklik ek is. Here, wys my hoe verganklik ek is. Ons is soos 'n wurmpie, soos 'n stofdeeltjie wat in een oomblik kan vergaan, soos damp wat verskyn en daarna verdwyn. En dan as ons die woord lees, dan kom ons agter, there is no great men, but only weak men depend upon a great and wonderful God, skryf Paul Washer. Selfs wat bestaan nie sterk manne nie, net manne wat afhanklik is en vroue wat afhanklik is aan die Here, aan 'n groot Here. Weet hulle krag is nie in hulle self nie, maar hulle krag is in die Here. Nie in myself nie, maar in hom. John Bunyan, 'n godsman, het op 'n stadium geroep, Here, help my, ek sink. Petrus het na die Here gegryp toe hy besig was om te sink. Ons is geneig om te dink, as ek maar was soos Elia. Elia was 'n mens soos ek en jy. Maar hy was bruikbaar vir die Here. Eenvoudig, nietig soos ons. Ons kyk na C.H. Spurgeon.
die prins van predikers, hy skryf die volgende: I find myself frequently depressed, perhaps more so than any other person here. Hoor julle, die prins van predikers, wat is daai man het siele bereik? Wat ons nie eens kan bedink nie. Skryg is al sit 10.000 in sy gehoor. En hulle skreef 4 en mense hardloop uit en 3 sterf in sy diens. En die bedroefdheid wat oor hom kom daarna. Mense is dood in sy erediens. En hy sê, hy vind homself soms so depressed, meer as enige van hulle wat hier sit. Is daar enige een wat uitgesluit is, wat kan sê, nee wat, ek is nie so nie, ek kom nie op daai plek nie, ek het krag in myself. Spurgeon said, I find myself frequently so depressed, perhaps more so than any other person here, and I find no better cure. Wat is die oplossing? Wat is die medisyne wat hy daarvoor gebruik? No better cure for that depression than to trust the Lord with all my heart and seek afresh the power of the blood of Jesus and His infinite love, dying upon a cross for me. Waartoe vlug Spurgeon? Toe hy so depressed gevoel het. Hy vlug na die kruis, dat die Here vir hom daar weer 'n vars werk en 'n salwing kom doen. Het jy neerlaag? Is jy soms angstig, oorval met depressie, wat jy nie weet wat van waar af kom nie, 'n benoudheid in omstandighede, 'n droefheid wat jou pla. Almal beleef iewers aanslag, liewe vriende. Maar wanneer ons praat oor aanslag, is daar 2 verskillende mense. Those who are in Christ and those who are dead to Christ. Hulle wat dood is in hulle sonde en hulle wat dood is vir sonde. 2 verskillende mense. Die geredde en die ongeredde. Die geredde moet dat daar die bedroefdheid, daar die angs, daar die benoudheid omdryf na die Here Jesus toe. En 'n ongeredde, waartoe kan hy gaan? 'n ongeredde oor die algemeen wend homself na verslawingmiddels toe. Of Christus, of verslawingmiddels. As 'n ongeredde om na Christus toe wend, sal die Here hom sy siel red en hom verander en in hom werk. In 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 30 skryf Paulus vir hulle, julle is nie baie magtig, is nie baie edel, is nie baie sterk nie. Ook in 1 Korintiërs 2 vers 1. Ek was by julle in vrees en in veel bewing. My woorde was nie in betoning van ydelikheid, van krag nie. Ja, maar in die krag van die Heilige Gees. En ek wou niks anders onder die lewe nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Julle is nie baie magtig, nie baie wys, nie baie sterk, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om te gebruik. Vers 30 sê, maar deur Jesus het ons alles tot ons beskikking. In Korintiërs 1 vers 30. Ons kyk na Elia, sien hier in eerste paar verse, vers 1 tot 4, hoe hierdie man depressief is en angstig oor die dood wat hy in die oog staar. Wat doen hy? Hy hardloop. Daar is 'n benoudheid, soveel so dat hy sê, Here is genoeg, neem my lewe, Here ek wil doodgaan. Somtyds bid ons, ag Here, dat ek nie sal doodgaan nie, en later aan bid jy, ag Here, dit raak nou so erg, laat ek maar eerder doodgaan, dit is vir my beter om dood te gaan.
Maar dan kom die Here en die Here raak aan. Ons sien in die eerste plek, neerlaag kom soms na oorwinnings. Baie keer dan dien ons die Here en ons bereik 'n siel, ons praat met 'n siel, ons is getrou aan die Here, ons dien die Here, en die Here stuur daar die siel oor ons pad en ons bearbei hom. Raai wat gebeur daarna? Jy betree die oorlogsveld van die Satan. Wanneer jy krap aan siele dat hulle gered moet word, wanneer jy bid, dan haat hy jou. En dan is daar aanslag van die sielevyand se kant af. Kyk net vir 'n oomblik na Elia. Elia het nou net in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 18, het Elia hulle bymekaar geroep en gesê, laat ons 2 altare bou. Julle een vir julle God en ek een vir my God. En dan kyk ons wie God is en hulle sê is reg so. En wat gebeur? En hulle bid en hulle sny en hulle pleit en niemand daag op by hulle nie. En wat doen Elia? Hy sê bring water. En nadat hulle water opgegooi het, dat hierdie ding nie kan brand nie, sê hy vir hulle, bring nog water. En as ek reg is, sê hy vir hulle 3de keer, maar dit nog nie genoeg water, hy bring nog water. En hy bid, en daar kom vuur uit die hemel, en die Here verteer daar die offer, dat die vuur het die water opgelek wat aan die kante is, het die vuur opgelek. En hy sê, gryp daai Baalpriesters, maak hulle dood, want hulle het hulle weggedryf van die Here af. En hulle maak hy Baalpriesters dood. En daarna gaan Elia op die berg en hy bid vir die Here en sê, Here, stuur vir ons reën. En hy bid en die Here gee weer vir hulle reën. Hoe sal jy voel na so 'n oorwinning? Jy het alleen gestaan teen massas en hier kom die Here en die Here sien. En jy bid en die Here gee. Hoe sal jy voel? Haar wegstap as 'n eyster. Here, U deurgekom vir my. Here, U was met my. Maar waar vind ons vir Elia? In vers 4, so benoud en so bedroef, dat hy sê, Here, dit is nou genoeg. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie, Here. Neem my lewe weg. Ek wil vir U sê, dis gewoond. Dit is so. Wanneer jy bid, is daar aanslag. Wanneer jy aan siele werk, is daar aanslag. Weet julle, hoekom wil ons baie keer kom bid nie? Want daar is aanslag, as jy bid. Hoekom wil ons nie altyd arbei vir siele nie? Want daar is aanslag. Hoekom wil ons nie altyd die Here diens wat ons moet nie? Want daar is aanslag. Paulus, ek vir jou moet vra, kom getuig gou vir ons, hoe het jy gevoel, nadat jy daar by die ouwe thuis gepreek het? Doen nie daar nie? Weet nie hoe doen nie gevoel, sondaande na boodskappe? Hoe meen nie? Na boodskappe en na beradings? Na oorwinning, na werk vir die Here, is daar aanslag. Op jou siel, op jou gemoed, op jou hart. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 12, sodat hy homself nie sou verhef nie, of dink dat hy iets is nie. Die Here toegelaat en die Satan het gekom om hom met die vuis te slaan. Dat hy homself nie sou verhef nie. Here, ek werk dan vir U. Ek gee my alles vir U. Die Here sê, my krag word in swakheid volbring. So daarom sê hy, dan sal ek maar daar die houe vat. Kyk na die dreigemente van hulle. Maar 'n kind van die Here weet, daar is aanslag na
oorwinning. Moenie dat dit jou onderkry nie. As jy opstaan en sê, ek gaan die Here dien, raai wie staan saam met jou op? Die duiwel staan saam met jou op en sê, ek gaan jou teestaan. En dan gaan jy sê vir hom, ek gaan alles gee vir die Here. Dan sê die duiwel, ek gaan alles gee om jou te vernietig. In die tweede plek sien ons in vers 5, die Here stuur versterking. Die Here stuur 'n engel daar na Elia toe, om dan vir hom te sê, hoor hierso Elia, hier is 'n brood en water, staan op, eet en drink, dat jou vlees net weer 'n bietjie sterk kan word, dat jy kan krag opbou vir dit wat nog kom. En hy het opgestaan en geëet. Die vraag wat na vore kom, kan die Here 'n tafel dek in die woestyn? Toe hy wakker word, is daar, opkyk was daar aan sy kop en end 'n broodkoek op 'n warm klip gebak en 'n kruik water. Kan die Here vir jou 'n vars broodjie, vuur warm en daai reuk van 'n broodjie gee daar in die droë woestyn, waar jy lê onder 'n besembos, terwyl jy benoud is, kom die Here en hy versterk, hy stuur 'n boodskapper, stuur 'n engel, en die Here voorsien. Sien vir Daniël, hulle het ook gesê, ons wil eet van nie van die koningsspys nie, maar dit wat die Here van ons verlang. En hulle het daar die krag opgebou daardeur. Ons kyk na die Here Jesus daar in die tuin van Getsemane, het die Vader ook 'n engel gestuur om hom te versterk. Boodskappers om te versterk. Paulus daar op 'n skip, terwyl die skip besig om te sink en tot nie te gaan, Handelinge 27 vers 23, sê Paulus vir die manne, hou moed, want in hierdie nag het daar 'n engel by my kom stil staan, en vir my gesê wat gaan gebeur, manne, skep moed. Matteus 28 sê die Here Jesus, hy sê vir ons, skep moed, kyk, ek is met julle, tot wanneer? Tot aan die volëinding van die wêreld is ek met julle. Vanmôre is 'n boodskap op my hart, wat die Here op my hart gedruk is net om vir u te sê, hou moed. Ek weet dit raak soms 'n kliseë. Want wat weet jy van my omstandighede? Moenie vir my sê hou moed nie. Ek wil vir u sê, die Here ken u omstandighede. En die Here stuur sy boodskap vanmôre. Hou moed, skep moed. Hy sal versterk, hy sal gee, hy sal dra, hy sal bekragtig. Hou net moed, gaan net aan. Wees sterk. Hy sê vir Gideon, wees sterk, dapper held. Terwyl dit nie was nie. Maar die Here kom en die Here kom bemoedig hom. Met daardie woorde. So wil ek u vanmôre kom bemoedig. Die Here het ons nie verlaat nie. Die Here is nog met ons. En hy sê vanmôre, skep moed. Hou moed. Wees sterk. Gaan aan. Doen die werk van die Here. Moenie val vir al die aanslae van die sielevyand. In die derde plek sien ons daar in vers 8. Nadat hy 2 keer wakker gemaak is, en hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg Horeb. Hy het daar in 'n spelonk gegaan, nagaan, deurgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en gesê, wat maak jy hier? Nadat hy geëet is en gedrink het, sal die mens dink hy sal teruggaan in die stad en gaan werk vir die Here? Maar nee, hy stap in die woestyn in.
40 dae en 40 nagte. Die Here Jesus het homself gaan afsonder vir 40 dae, 40 nagte. Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. As ek reg is, het gereën vir 40 dae en 40 nagte. En hier sien ons 'n man vir 40 dae en 40, stap by die woestyn binne. Jy nie, jy is vlug van die woestyn af nie. Maar hy stap daar in tyd. Wie van ons het tyd of krag om te vas, die Here te gaan soek, alleen te wees vir 40 dae en 40 nagte? Hosea 10 vers 12 sê, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, want dit is tyd. Dit is tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Dit is tyd om die Here te soek. Ek wonder as die Here vanmôre dalk vir u sou vra, wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Is jy op die plek waar die Here jou wil hê en waar die Here jou kan gebruik? Wat maak jy op die geestelike plek waar jy tans is? Wat maak jy in die gemeente? In die gemeente om net dalk lekker saam te sing, is jy dalk niet hier om kerk te laat vollyk, of is jy hier om vir die Here te arbei? Wat maak jy hier? Dan sê hy vir die Here die volgende, Here, ek het baie geywer vir die Here. Net is hoe hy het baie geywer vir die Here, maar was nie deur sy eie krag nie. Ek het baie vir die geywer, vir die God van die leerskare. En dan gaan hy en hy sê die volgende, die kinders van Israel het u verbond verlaat. Hulle het die verbond verlaat. Gee ons nog ag op die verbond van God? En oor die beloftes wat hy gemaak het? En die beloftes wat ons aan hom gemaak het? Het u al u verbond met God verlaat? Hulle het u altare afgebreek? Daar waar hulle geoffer het en alles vir die Here gebring het, hulle beste van hulle vee, dit het hulle nou afgebreek, om vir die Baals goed op te rig. En die profete het hulle met die swaard vermoor, sodat ek alleen oorgebly het. Voel dit soms vir jou asof jy alleen is? Alleen die Here dien. Here, die manne wil net nie kom nie. Here, die vroue wil net nie kom nie. Here, is asof ek alleen daar by die werk moet ywer. Was niemand anders wat saam ywer nie. Here, het raak soms alleen, eensaam. In die familie as net jy gered is. As net jy gered is daar by die werk, dit raak moeilik. Here, ek alleen het oorgebly. Baie keer dan sê ons vir die kinders, gaan hou 'n pity party op 'n ander plek. Wat doen hy hier? Hy sê, ag Here, ek het gearbei, en ek alleen het oorgebly, en hulle wil my nou doodmaak. Ja, Elia, is reg. Sit maar 'n bietjie. Bejammer jouself maar 'n bietjie. Daarna gaan die Here weer kom. Die krag gee, opstaan en aangaan. Wanneer ons fokus op die krag van God verloor, ons visie verloor, ons doel verloor, ons rede verloor, dan kyk ons na die probleem, ons kyk na die storms hier om ons, en ons hou nie die oog gerig op die Here nie, en dan sink ons. En dan kom die Here en hy moet net weer wys, wie is hy? Hoe sê ons baie keer, nie vir
die Here sê hoe groot is jou probleme nie, maar om vir jou probleme te sê hoe groot is jou Here. En hier sien ons dit dan, hoe die Here homself vertoon aan Elia. Hoe ons gelees het, daar is 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie, die wind was die Here nie, en die vuur was die Here nie, en daar was 'n gesuis. Wat moes hy beleef het daar, dat hy sy aangesig toedek met sy mantel? Wat moes hy beleef? Die krag van God, teenoor die leefwoorde van Isebel. Ons soek jou lewe, en hy sien die krag van God wat werk. Hy besef net weer, met hierdie Here spring ek oor 'n muur, met hierdie Here vat ek 'n storm van 10.000, met my God. Sommige roem op perde, ander roem op strydwaans, maar ons sal roem in die naam van die Here. Psalm 20. En hy sien net weer eens die kragtige hand van God. Wanneer laas het ons die kragtige hand van God gesien werk? En daaraan bly vashou. Liewe vriende, soek die Here, maak tyd vir die Here. Vra vir die Here, Here, wys my net weer eens die krag van God. Dink net 'n bietjie aan jou getuienis. Getuig oor en oor en oor en onthou die krag wat God gewerk het. Daar, bestaan nou nog wonderwerke? Die grootste wonderwerk is wanneer 'n siel gered word. En die Here kom en die Here verander daar die ou mens en hy maak van hom 'n nuwe skepsel. As jy soms moeg en mat is, gaan deel jou getuienis met iemand. Dat jy net weer kan onthou die werk wat God kan doen aan 'n verlore siel. Ook Moses is versterk en gesien wat God kan doen. En hy kon weer aangaan met die werk van die Here. Ons praat van die teofaniese openbaring, die skielike verskyning van God, Koram Deo, in die teenwoordigheid van God. Ek wil jou gebruik, maar wat maak jy hier? Is jy op die geestelike plek, op die plek in jou geestelike lewe, waar die Here ons wil hê? Of is ons besig met redes en verskonings, en hoekom ek geestelik nie kan nie? Hoekom ek nie vir u kan werk nie? Hoekom ek nie kan bid nie? Hoekom ek nie daar is vir u werk nie? Ons gaan nie kerk toe nie, want ag Here, daar's nie tyd nie. Ek dink aan baie wat ook sou inluister of later sou luister. Sê nee, ons gaan nie kerk toe nie, want wat help dit? Ons bid nie, want as ek bid, dan is daar net stryd. Ek weet van iemand, my familie wat 2 weke terug vir die eerste keer in haar lewe kerk toe gegaan het. Begeerd om haar saak met die Here reg te maak. 2 weke terug, 'n vrou van in die 40's, vir die eerste keer in haar lewe, sy het nie groot geword in die kerk nie. Ja, sy is vertrou in die kerk, maar vir die eerste keer in haar lewe, 2 weke terug gaan sy kerk toe. Sy en haar kinders. En hulle het een trok wat hardloop tussen Mosambiek en hier. En hy maandag, toe gooi die drywer daai trok om. Enigste inkomste. Kan nie anders as om te sien hoe die duiwel die oomblik toe sy soekend raak, neersak op hulle met groot woede, want hy weet sy tyd is min. Mag ons die krag van die Here sien werk. Ek gou 'n teksvers lees aan, 1 Konings 2 vers 4, die laaste woorde, ek is uwe met alles wat ek het. Ek is uwe met alles wat ek het. Ag, dat ons daai woorde sal sê vir die Here, ag Here, ek is alles, u is alles wat ek het. Ek is uwe.
En dan in die laaste plek, die antwoord van die Here. Wat sê die Here vir Elia? Ja, Elia, gaan salf daardie een as koning oor Aram as reg is, en gaan salf daardie ene oor Israel, en gaan na Elisa, en salf hom as priester. En hy gaan daarna Elisa toe, terwyl Elisa daar besig en self aan die werk. Hy is besig om te werk, hy sy eie werk, as 12 osse voor hom, wat die ploeg sleep as ek reg is. En Elia stap verby en Elia gooi sy kleed oor Elisa, en Elisa volg hom en sê vir hom, laat my nie toe om my ouers te groet. En hy sê, doen wat jy wil, wat het ek met jou te doen? En hy gaan terug en hy vat daardie osse, skrik is 2 van daai osse. Dit waarmee hulle gewerk het, daai goed wat geleer is om te trek. Hy vat osse en hy offer dit en hy slag dit. En hulle eet daarvan. Ek wil amper sê, hy maak dit onmoontlik om terug te keer. Want hy het nou net die osse doodgemaak. Ja, hy is besig met sy eie werk, en hy maak hulle dood. En hy gaan agter Elia aan, om die werk van die Here te doen. Vers 21, die laaste woorde, en hy het Elia gevolg, en hom gedien. Hy het stop huil, stop weghardloop, begin gereed maak. Salf manne vir die werk. Salf manne vir die werk. Die werk moet voortgaan. Ja, dis einde van die jaar, almal skal af. Daar's werk om te doen. Daar waar jy gaan vakansie hou, daar's werk om te doen. Die Here is nie afwesig in Desember nie. Dien die Here. Ja, is goed om te rus. Maar 'n kind van die Here raak nie klaar met die werk van die Here nie. Dis okay om soms self te bejammer, in tye van aanslae en worstelstryd, kry ons baie keer verskonings. En die Here weet wat ons deurgaan, en hy verstaan dit. Maar hy kom op 'n tyd waar hy weer sy heerlikheid aan jou openbaar, en jou in krag stel, om die werk te gaan doen waarvoor hy ons geroep het. Hy daar aan die kruis 'n prys betaal, sodat alle smarte en alle pyn na hom toe gebring kan word. Gisteraand 'n teks gelees, waar die Here sê, ek kan nou nie presies onthou, waar het staan nie, as ek reg is, 2 Korintiërs, net gou kyk, 2 Korintiërs hoofstuk 11, nee, die Here Jesus het alle aanslae, het hy oorwin, daar aan 'n kruis, op Golgotha, sodat jy in oorwinning kan leef. Al kom die vyand hoe, en al is die aanslag hoe fel, die Here het klaar die oorwinning bewerk. Hou vas aan die Here. Dien die Here. Die werk is nog nie klaar nie. Of môre die nagmaal gebruik, wat ons bedink, Jesus het hy net gearbei en later gaan moeg raak en opgegee, of het hy deurgegaan? Toe hy vir hom daar in Lukas sê, as u die Christus is, klim af. Daai versoeking, hy kan afklim, hy's God. Hy kan hierdie ouens met 'n woord verdelg. En hy bly daar in die kruis, end uit voluit vir u en vir my. Sal ek en u ook voluit, end uit, sê gister vir die pilare, Paulus sê, ek hierdie stryd gestry, ek hierdie wedloop voleindig, ek hierdie geloof behou, end uit voluit te arbei en te werk vir die Here. Mag die Here u krag gee.
Mag die Here u gebruik, ook in hierdie laaste tyd, in hierdie tye wat so woes is. Hou vas aan die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons voor u kan buig, en kan weet, dat u luister. En kan weet, dat ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee het nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Dankie dat ons vanmôre ons probleme, ons angs, ons depressie, ons bedroefdheid voor u kan kom neerlê. En sê, vra Here, kom skep nuwe krag. Here, daardie water wat u beloof het, wat sal word soos borrelende water hier in jou binneste, ag Here, gee dit vir ons. Sodat elkeen wat hier sit en elkeen wat inluister, die krag van die Here sal beleef en sal voortgaan. En die duiwel en sy trawante oorwin deur die bloed van die lam. En nou, Here, waar ons ook gaan sit aan die tafel, sal u dit ook seën. En ons u ook daarin verheerlik. Amen. Kom ons staan en sluit ons af, of begin die nagmaal, terwyl die kerkraad vir ons die tafel in gereedheid bring, staan ons en ons sing hierdie lied tot eer van die Here.